heilige wat deur die kerk op 14 Februarie gedenk word, is die bekende Sint Valentijn, martelaar van liefde en geloof. Hy is ook een van die vroeë martelare van die kerk. 14 Februarie word wêreldwyd byna onmiddellik met Sint Valentijn verbind, en nie altyd vir die regte redes nie. Mense is geneig om meestal op eros liefde, die liefde van romans en passie, eerder as op agape liefde, wat selfopofferend en onvoorwaardelike liefde is, op Valentijnsdag te wil fokus. Volgens tradisie was Valentijn 'n Romeinse priester, wat sy lewe gegee het langs die Via Flaminia, tydens die vervolging van keiser Claudius II in omstreeks die jaar 269. Die storie vertel dat Valentijn, terwyl hy in die tronk was, deur 'n regter uitgedaag is om sy blinde dogter te genees. Toe die meisie se sig herstel is, het die regter se oë vir die waarheid oopgegaan. Hy het alle Christen gevangenes onder sy gesag vrygelaat, en hy en 44 lede van sy huishouding is gedoop. Nou hierdie verhaal wys hoe Valentijn se geloof en gebed nie net fisiese genesing gebring het nie, maar ook geestelike vernuwing. Nog 'n tradisie beskryf Valentijn as 'n priester wat Christelike families versterk het en jong paartjies aangemoedig het om heilige huwelike aan te gaan. Volgens latere legendes het hy self in die geheim paartjies gehelp om sakramentele huwelike te sluit, ten spyte van Romeinse wette wat sulke verbintenisse ontmoedig het. Die rede was eenvoudig. Die owerhede het geglo dat die getroude soldate minder effektief was. Valentijn het egter die heiligheid van die huwelik bo politieke berekening gestel. Hoewel baie van die verhale rondom Valentijn deur die eeue heen met legendes verweef is, bly sy nalatenskap een van liefde, geloof en moed, en dit bly lewendig. Vandag word Valentijn dikwels met romantiese liefde geassosieer, maar sy ware betekenis lê dieper. In 'n tyd waar verhoudings dikwels onderdruk is, en waar individualisme soms sterker klink as gemeenskap, bied Valentijn vir ons 'n ander perspektief. Hy roep ons om te onthou dat liefde 'n daad van geloof is, nie net 'n gevoel nie. Hy wys dat huwelike en gesinne die kern van 'n gesonde samelewing vorm. Hy inspireer ons om liefde en hoop te kies, selfs in tye van vervolging, verdeeldheid of wanhoop. Valentijn bied ons 'n ander perspektief. Ons kan na sy voorbeeld kyk en sien dat liefde geleef moet word met opoffering en in waarheid. Gesinne versterk en beskerm moet word as plekke van geloof en solidariteit. Dat liefde 'n roeping is en nie net 'n emosie wat geleef moet word nie. So, wanneer jy Valentijnsdag vier, sien dit as meer as net 'n dag van rooi rose en sjokolade. Valentijnsdag is 'n uitnodiging om liefde te kies wat bou, genees en hoop bring. Valentijn se lewe en dood herinner vir my en jou dat ware liefde altyd 'n getuie van geloof moet wees.